Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 22ste April 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek glo almal is vas en uitgerus na die lang naweek, dat julle 'n geseënde tydperk gehad het en dat julle sommer lus val of lus voel om die nuwe week en die weke wat voor lê aan te pak. Om nie eens te praat van nog 'n komende lang naweek wat voor lê nie, maar intussen gaan die werk voort en moet ons maar almal skouer aan die wiel sit en die soutmyne weer beginne opereer. Nou vanoggend wil ek gesels rondom die situasie in Suid-Afrika wat nou amper op 'n daaglikse basis 'n meer en meer gevaarlike plek raak. Misdaad neem geweldig toe, aanvalle, plaasaanvalle neem toe, maar die fokus is vanoggend rondom waar kom hierdie vrymoedigheid, hierdie minagting van die gereg wanneer dit kom met misdaad deesdae. Daar's nie meer versigtigheid aan die kant van misdadiger nie. Hulle is nie meer bang om by plekke in te breek nie. Hulle is nie bang om wapens uit te haal om hulle doel te bereik nie. Hulle word empowered deur hierdie swak, korrupte polisie van ons. Die polisiemag is verantwoordelik dat hierdie misdaad al meer vol bravade raak, hierdie misdadigers vol bravade raak en optree met meer waagmoed as ooit van tevore, want daar is al hoe minder en minder om te vrees. En so baie waarskuwings word uitgereik, word gerig op mense, sodat hulle kan verstaan dat die vermoë om effektiewe beskerming toe te pas nie meer bestaan nie. Twee baie bekende oud afgetrede generaals van die weermag het in 'n aparte briewe het hulle geskryf oor die verval binne in die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, hoe dinge agteruit gegaan het en hoe gevaarlik hierdie verval is. En ek is baie verras dat hulle wel gereageer het daarop en die regering waarsku teen die feit dat die weermag so vinnig en stelselmatig agteruit gegaan het. Tog is daar baie mense van ons wat nie hierdie dinge wil raak sien nie, wat dit nie wil glo nie, wat steeds dink dat alles in Suid-Afrika is goed en dat alles gaan regkom, gee maar net tyd en gee maar net oor aan die regte leierskap en alles sal regkom. Maar ons na die bravade gaan kyk van misdadigers, dink ek die proses is onomkeerbaar. Die situasie in Suid-Afrika, die finansiële situasie waarin ons verkeer, die werkloosheidssyfers wat daar is, die swak ekonomie wat tans beleef word, internasionale dreigemente van sanksies en verandering van beide interne beleid, diskriminasie en dan buitelandse beleid. Dit alles is baie druk op die regering, so waar daar skielik gaan befondsing vandaan kom vir 'n beter weermag, 'n beter polisie, twyfel ek sterk of dit kan gebeur. Ja, daar word baie beloftes gemaak, ydelle beloftes, wat op die ou einde van die dag na niks uitloop nie. Maar mense woon in veilige woonbuurte, ek sê veilige woonbuurte in aanhalingstekens. Hulle koop vir hulle plekke of huurplekke binne in veiligheidskomplekse en dan is ons heel dikwels onder hierdie vals gevoel
dat ons veilig is en dat die mense wat daar woon veilig is en dat hulle inderdaad na mekaar sal kan omsien. Elaine Besaide nou dit 'n plasing gemaak, nou ek ken haar glad nie van geen kant af nie, maar sy het 'n plasing op X gemaak wat baie ernstig is en wat ons eintlik mense moet tot die besef skok dat dinge nie sommer net gaan beter raak nie. En sy sê in haar plasing, if you think you're safe in South Africa in a complex, think again. 6 heavily armed men drove down our gate, broke down our doors with pickaxes, had our kids on their knees with guns to their head. 10 units in 30 minutes and we were home, unfortunately. En ek dink hierdie is amper dit kom amper soos 'n skok vir baie mense dat hulle die veiligheidshekke net eenvoudig platry, dat hulle die wagte ignoreer, dat hulle 10 wooneenhede in een nag in 'n kwessie van 30 minute plunder, die deure afbreek, oopslaan, die mense aanhou met 'n wapen en dan die waardevolle goed op hulle eie tyd te laai en te pak in verskillende voertuie en dan daarmee wegry. En die polisie daag nie eens op nie. Wel, 'n paar uur later, maar dit is asof die polisie nie wil inmeng in hierdie tipe van goed nie. Ja, daar is polisiemanne wat hulle werk doen. En ja, daar is baie suksesse wat die polisie behaal. Maar in die breë gesien, misluk hulle die inwoners van die land. Die misdadigers word empowered dat hulle sulke tipe van goed doen, juis omdat daar gebrekkige inhegtenisnemings is, vonnisopleggings, dat die meeste van hulle, as hulle braaf genoeg is, genoeg show of force het, dat hulle uitgelos word deur die polisie. Hierdie bendevorming is reeds besig om op 'n gevorderde vlak in Suid-Afrika tuis te vat. Ons weet van die bendegroepe in die Kaap al vir jare. In al die stede is daar bendegroepe, maar hulle brei uit, hulle raak sterker, hulle bewapen hulle self beter en hulle het nie meer 'n vrees vir die polisie nie. As jy nie vrees het in dit wat jy doen nie, dan kan jy mos enige misdaad pleeg en weet jy gaan daarmee wegkom, of ten minste hoop jy gaan daarmee wegkom. Dis hoekom ons 'n toename ook sien op plaasmoorde en wat daarmee saamgaan. In baie gevalle is daar baie noue samewerkingsverband tussen die polisie, korrupte polisielede en dan hierdie bendes met hulle plunderingstrooptogte. Daar is 'n mate van koördinering en ek gaan hierdie week oor nog 'n geval praat van 'n plaasaanval in Zimbabwe destyds, waar die polisie 'n aktiewe rol gespeel het om die nooddienste, ambulanse en so meer af te blok en weg te hou van die toneel waar daar hulp benodig was. So ons moet onsself regtig waar begin voorberei deur te besef dat ons is nie eens veilig in hierdie sogenaamde sekuriteitskomplekse nie. As hulle 'n ding wil doen, dan sal hulle dit doen soos wat hulle gedoen het in die geval van Elaine Besaide en soos wat sy die foto's geplaas het in haar plasing op X, die ou Twitter. Dis eintlik skokkend om daaraan te dink dat hulle 'n vrye pas het om te doen wat hulle wil. Ek meen,
In 30 minute plunder jy 10 verskillende woonstelle. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Die polisie behoort amper onmiddellik op die toneel te wees, maar hulle is nie. En dis in 'n plek soos Randburg, en in Randburg is eintlik een van die beter plekke wat nog oor is in die stede. So mense sal moet begin mooi dink en besef oor hulle toekoms en die toekoms van hulle kinders en kleinkinders. Die feit dat ons onsself beveilig deur waar ons te gaan woon in 'n kompleks, wat se sekuriteit ons het. Onthou hulle dreig om die wapens van die sekuriteitsmaatskappye weg te neem en dat hulle net sekere goed mag gebruik wanneer hulle moet reageer op rooftogte, plunderinge en aanvalle. Geen sekuriteitsmaatskappy in hulle regte verstand sal enige mens te hulp snel wat deur 'n klomp gewapende mans vol bravado, waarskynlik nog vol daghou ook, waar hulle besig is met 'n strooptog gewapen teen hulle wat ongewapende sekuriteitswagte moet instuur om te gaan help. Dit gaan mos nie gebeur nie. Die persoon wat dink dit kan werk, is mos gek in hulle koppe. Maar nou wonder ek, wat sal die regering doen as hulle VIP's beskermingseenhede se wapens weggeneem sou word? Hoe sou hulle reageer? Hulle daaroor voel. So dis maklik om 'n beleid te maak wat tot nadeel van die inwoners van die land is, maar dit affekteer nie die regerende elites nie. Dis tyd dat jy moet dink vorentoe. Dis tyd om deel te raak van 'n goed georganiseerde veiligheidsplan, 'n netwerk wat op die ou einde die doel tot oorlewing bied, en daai doel tot oorlewing begin deurdat jy moet erken daar is 'n probleem. Jy moet besef dat jy sal moet opofferings maak, dat jy nie op jou agterend kan sit en verwag iemand anders moet alles doen nie. Dit gaan daar rondom dat ons 'n eenheid van mag moet vorm, sodat die dag wanneer alles in mekaar duiwel en ons is nie ver weg daarvan af nie, dat ons daardie dag ten minste weet wat om te doen. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ja, ons hoop ons kuier hierdie week lekker saam en dink mooi oor waar staan jy met betrekking tot die gevaar as gevolg van gebrekkige misdaadvoorkoming. Mooi loop.